Jy kan solank die Bybels oopmaak by Hebreërs 12. Hebreërs 12, ons gaan net die eerste paar verse lees daar vandag. Maar voor ons saam lees, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Almagtige en liefdevolle Vader, ons kom vandag met dankbare harte voor U. Dankie vir die voorreg om by mekaar te wees as 'n gemeente rondom U woord. Dankie vir die waarheid en krag wat in die skrif lê en vir die werking van die Gees wat dit in ons harte kom lewend maak. Here, soos ons nou 'n paar verse uit Hebreërs 12 gaan lees en die woord gaan nadink, vra ons dat U ons harte sal voorberei. Maak ons stil voor U. Verwyder enige afleiding of bekommernis en laat ons volkome fokus op wat U vandag vir ons wil hê. Help ons om met oop ore en oop harte te luister, sodat U woord nie net deur ons ore gaan nie, maar diep in ons lewens sal insink. Ons bid spesifiek vir ons gemeente, Here. Seën ons as liggaam hier waar U ons geplaas het in Kaapstad. Gee ons moed om met volharding die wedloop van geloof aan te hou hardloop, selfs wanneer dit moeilik raak. Leer ons om ons oë gefestig te hou op Jesus Christus, ons leidsman, ons voorbeeld en die volëinder van ons geloof. Laat die woord ons versterk, laat dit ons eenheid verdiep en ons liefde vir mekaar en vir U vermeerder. Laat ons as gemeente getrou wees in ons getuienis, dapper in ons diens en nederig in ons wandel met U. Here, seën ook hom wat vandag die woord gaan bedien, gee helderheid van verstand, krag van gees en nederigheid van hart. Mag alles wat gesê word tot eer van U naam wees en tot opbou van ons, U kinders. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Soos gesê het, Hebreërs 12 vandag ons teksgedeelte. Vir die van u wat kan, kom ons staan terwyl ons dit lees uit eerbied vir die Here. Hebreërs 12 vers 1. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig was, het hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins. En hy sit nou aan die regterhand van die troon van God. Hou hom voor oë wat so 'n vyandige optrede van die sondaars teen hom verdra het. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. Ons lees ons so ver vandag, ek kan maar weer sê dankie. En vriende, die Olimpiese spele van 2024 lê waarskynlik nog vars in ons geheue. Weereens kom ons nie anders dink as om beïndruk te wees met die omvang en die grootsheid daarvan in terme van as jy 'n atleet daar sou wees nie. Net om daar te kan deelneem, is die meeste sportmanne en sportvroue se groot droom. Dis waarna toe hulle hele lewe lank werk. Mense kan dit verstaan. Ek dink dit moet iets besonders wees om daar saam met mense van reg oor die wêreld in 'n volgepakte stadion voor 'n opgewonde skare te kan deelneem aan byvoorbeeld een van die atletieknommers. Sien nou maar byvoorbeeld die 5000 meter. Maar nou sien ons vandag, sê die Bybel vir ons, sonder dat ons dit soms besef, dat ons elke dag van ons lewe wel aan so 'n wedloop deelneem. 'n Wedloop saam met baie ander mense, 'n wedloop vir 'n volgepakte skare. Maar wat sê hierdie gedeelte vir ons? Ons hardloop elke dag die wedloop van die lewe en terwyl ons hardloop, het ons 'n skare geloofsgetuies wat ons aanmoedig. En in vers 1 verwys die skrywer terug na geloofshelde waarvan ons lees in hoofstuk 11, bietjie meer van hulle later. In hoofstuk 12 dan gebruik hy hier 'n beeld wat in daardie tyd goed bekend was, want ook in die Nuwe Testamentiese tyd was daar ook al wedlope en toeskouers wat die deelnemers aangemoedig het. Daar is ook al stadions waarin wedlope gehou is. Ons weet veral van twee wedlope uit daardie tyd.
Die eerste was die ruiters wat met hulle strydwaans en perde resies gejaag het. En die tweede was die marathon waar die mense dan vir 'n afstand van 42 km tussen die dorpie Marathon en Athene met al sy opdraandes en afdraandes die atlete luidkeels aangemoedig het. Iets wat steeds jaarliks gebeur, byvoorbeeld soos verlede naweek wanneer die Comrades gehardloop word. Terug by hoofstuk 11 dan. Voor ons hierdie paar verse wat ons gelees het uit hoofstuk 12, eers terug na hoofstuk 11 om die agtergrond van die skrywer se argument te verstaan. Dit is belangrik om sin te maak van hierdie paar verse wat ons gelees het, om te sien in watter konteks dit staan in die brief van Hebreërs. Hebreërs 11 sê vir ons dat wanneer ons die wedloop van die lewe hardloop, daar 'n klomp mense is wat ons aanmoedig. Wat meer is, dat elke waterpunt waar 'n mens so 'n goue bietjie stop en ietsie drink, word beman deur een of ander besondere mens, 'n geloofsheld, mense van die Bybel. Mense soos Noag, Abraham en Moses. As jy op die tyd deur hoofstuk 11 gaan lees, ons gaan nou nie alles hanteer nie, maar dan sal jy sien daar's 'n hele lys van Ou Testamentiese figure, die profete, wat hy dan noem wat as voorbeeld dien vir ons as gelowiges vandag. En dan natuurlik aan die hoorders van Hebreërs 12. Hy gaan dan verder en hy sê elkeen van hulle het raad vir ons om te gee, om ons aan te moedig en aan te spoor om nie op te hou hardloop nie. Nie op te hou en op te gee op hierdie wedloop van die lewe nie. Nou ek gaan so 'n paar van hierdie geloofshelde vir ons uitlig en bietjie bespreek wat hulle raad vir ons is vandag. En dan teen die einde sal ons terugkom na hoofstuk 12 en 'n toepassing daarvan maak. So by die eerste waterpunt wag 'n man met die naam Henog ons in. Nou hoor wat sê Hebreërs 11 vers 5 en 6 oor Henog. Henog het so voor God geleef dat God op hom trots was. Hy het so geleef omdat hy geglo het dat God altyd daar by hom was en dat God hom altyd met oop arms ontvang het. Daarom het God hom beloon. Jy sal onthou, Henog het nie gesterf nie, hy is in die hemel opgeneem. En wat is Henog se raad vir ons? Hy sê, op jou pad deur die lewe, bly naby aan die Here. Leef naby aan hom. Soek die Here se teenwoordigheid elke dag in jou lewe. So sal jy sterk bly in die geloof, en so sal dit vir jou altyd moontlik wees om te doen wat God van jou vra, om volgens sy wil te lewe. By die volgende waterpunt wag niemand anders as Noag ons in nie. Wat weet ons van Noag? Toe God vir hom gesê het dat hy 'n ark moes bou, menslik gesproke 'n sinnelose opdrag, het Noag 'n ark gebou. Sy opdrag het hy nie eintlik verstaan nie, maar hy was aan God gehoorsaam en hy het gebou. Ek kan my net indink hoe baie mense so in die stilte skelmpies vir hom gelag het. Het julle gesien dan doen daai mal Noag? Hy bou 'n ark in die middel van die woestyn, nie naby die see nie. Waarmee is hy besig? Maar wat was die gevolg van Noag se gehoorsaamheid? God het hom en sy gesin gered. Die raad wat Noag ons by hierdie tweede waterpunt gee, klink dan soos volg. As jy glo in wat jy doen, as jy weet jy doen die regte ding en jy tree op volgens God se wil, moet nie tou opgooi nie. Hou aan, druk deur, al sê die ander mense wat ook van jou. Al sê die ander mense jy is nie in nie, of al dink hulle jou kop het jou gelos. Bly getrou aan God en aan God se woord. By die derde waterpunt wag Abraham ons in. Van hom sê die Bybel die volgende. Toe God vir Abraham sê trek, het hy getrek. Al het hy nie eers geweet waarheen hy eintlik op pad was nie. En later in sy lewe, toe God vir Abraham gesê het om vir Isak te gaan offer, sy enigste seun, die seun uit wie die beloofde nageslag gebore sou moes word, het Abraham gemaak soos God sê. Want Abraham het geglo dat God sou voorsien. En wat is Abraham se raad vir ons? Hy sê, ja, ek weet God neem ons soms op snaakse paaie in die lewe. Dikwels stuur God ons in 'n koers in die lewe wat ons nie dink die regte koers vir ons is nie. Net so dikwels gebeur daar met ons dinge in die lewe wat ons nie altyd verstaan nie. Onthou egter die les wat ek geleer het. Vertrou altyd op God
want hy weet die beste. Doen soos hy vra, en jy sal beleef dat God by jou is. Wat 'n wonderlike bemoediging. Die volgende man wat ons aanmoedig is Moses. Ons ken mos Moses se storie. God het hom geroep om sy volk van die Egiptenare te gaan bevry. En Moses wou nie. Hy het geprotesteer en teëgepraat en klomp verskonings uitgedink. Maar God het nie na sy verskonings geluister nie. Sê vir die mense het God vir hom gesê, dit is ek, die almagtige God wat jou gestuur het. Al dink jy nie jy kan dit doen nie, jy sal kan, want dit is ek wat jou hierdie opdrag gee. Gaan voer dit uit. Daarom moedig Moses ons aan. Vasbyt, vriende. Ja, ek weet baie opdraandes lê nog voor, maar God sou jou nie hierdie wedloop laat hardloop het sonder om jou alles te gee wat jy nodig het om dit klaar te maak nie. So sal God jou ook nooit 'n taak of opdrag in die lewe gee waarvoor hy jou nie bekwaam sal maak om dit suksesvol af te handel nie. Maar alles gaan nie van self kom nie. Jy sal maar bietjie moet vasbyt en harder probeer. Maar jy sal dit maak. Jy moet net glo dat God die Here altyd met jou saamloop. Dat hy oral met jou sal gaan, al voel jy soms of die Here ver is. En laastens, ons laaste waterpunt, hy word nou nie pertinent genoem in hoofstuk 11 van Hebreërs nie, maar ek wil hom graag as voorbeeld gebruik. Die laaste waterpunt, persoon wat vir ons wag is Nehemia. Toe die volk Israel in ballingskap was onder die Perse, was Nehemia die Persiese koning se skinker. Op 'n dag skraap Nehemia al sy moed bymekaar en vra die koning of hy maar kan teruggaan na Jerusalem toe om die stad en die tempel te gaan herbou. Maar voor hy vra, bid hy eers, eintlik maar so 'n kort skietgebedjie. In Nehemia 2 vers 4 lees ons daarvan. En wat maak die koning? Hy sê Nehemia kan maar gaan. En toe Nehemia om verskeie redes die wind van voor kry, nou 'n bietjie later, die wind van voor kry en klomp dinge wat hom terughou om aan te gaan met die herbou van die tempel en die stad. Wat maak hy toe? In Nehemia 6 vers 9 lees ons ook net weer 'n kort gebed. Sterk tog my hande, o God. Daarom is Nehemia se raad aan ons logies. Onthou om in die wedloop van die lewe altyd te bid. Bid sonder ophou. Al stuur jy net 'n skietgebedjie op. Al vra jy net, sterk tog my hande, o God. God sal jou hoor. As jy wil doen wat God wil, sal God jou gebed hoor en hy sal dit verhoor. Is dit nie wonderlik nie, vriende? So baie voor ons het die wedloop al suksesvol voltooi. En dit wat hulle gedoen het om dit reg te kry, daardie raad gee hulle vir ons vir hier vandag. Leef naby aan die Here, sê Henog. Soek die Here se teenwoordigheid in jou lewe. So sal jy sterk bly in jou geloof en so sal dit altyd vir jou moontlik wees om te doen wat God wil. Glo in wat jy doen, sê Noag. As jy weet jy doen die regte ding, moenie te opgooi nie. Hou aan, druk deur, al sê ander mense wat van jou. Vertrou, sê Abraham vir ons. God weet waarin hy met elkeen van ons op pad is. Vertrou dat hy julle sal lei na waar hy jou wil gebruik. Vasbyt, sê Moses vir ons, al weet jy baie opdraandes lê nog voor. God sal alles gee wat jy nodig het om hierdie wedloop klaar te maak. En laastens bid, sê Nehemia. Bid sonder ophou. Al stuur jy net 'n skietgebedjie op, God sal jou hoor as jy die wil van God doen in jou lewe. So terug by ons geleesde gedeelte vandag, Hebreërs 12. Nou dat ons die konteks verstaan van waarheen die skrywer uitkom, dat ons weet wat die geloofshelde gedoen het, hoe wil die Hebreërs skrywer ons help om dit in ons eie lewens toe te pas vandag? In hierdie 3 verse is daar 3 vereistes waaraan elkeen van ons wat deelneem aan die wedloop van die lewe moet voldoen. Heel maklik. Jy moet voorberei, jy moet vasbyt en jy moet fokus. Kom ons kyk kortliks na elkeen van hulle.
Voorbereiding. Enige atleet wat suksesvol behaal, weet hoe noodsaaklik goeie voorbereiding is. Liggaamlik moet jy natuurlik voorberei, jy moet fiks wees, jy moet gesond eet, gesonde leefstyl hê. 'n Ongesonde ou sal nie baie ver kom in 'n maraton nie. Maar jy moet ook die regte klere aan hê. 'n Mens kan tog nie met 'n lang jas of swaar stewels gaan hardloop nie. So sê hy, moet ons ook voorberei en elke las, elke stukkie onnodige bagasie van ons afgooi. En hier gaan dit oor die geestelike. Dit is dinge wat nie as sodanig noodwendig sondig is nie, maar wat tog sonde kan word, omdat dit ons vordering op die geloofspad aan bande lê. Dinge soos my werk, my geld, my vriende, my aardse besittings, wat so swaar kan begin weeg in my prioriteitslys, dat ek nie meer vry is om te hardloop nie. Vry is om tyd saam met God te spandeer nie. En dan praat hy ook nog van sonde wat ons so maklik verstrik of ons kan potjie. Daar is niks wat 'n mens so kan terughou in die wedloop van die lewe as sonde nie. Sonde wat ons vertroetel en nie meer wil breek nie. Dit verstrik ons. En as ons wil deelneem, sê die skrywer vir ons, moet ons goed voorberei wees en elke las afgooi. As Christene kan ons gevang en vasgebind wees met die sonde van enige aard. Gee dit heeltemal prys, vriende. Enige sonde waaraan ons vashou, maak dit onmoontlik om suksesvol aan die wedloop deel te neem. Dit is hoekom ons geestelike voorbereiding noodsaaklik is vir ons wedloop saam met God. Die tweede vereiste is vasbyt. Hier in ons geleesde gedeelte noem hy dit volharding. Jy weet almal wat gebeur het met die hasie in sy wedloop teen die skilpad. Hy het halfpad besluit, nou is ek moeg. Ek is so ver voor, daar's nie 'n manier dat ek gaan verloor nie. Nou gaan ek eers 'n bietjie rus. En wat het gebeur? Die skilpad het nooit opgehou nie, het die wedloop gewen. Daarom staan hier vir ons. Ons moet met volharding, met deursettingsvermoë die wedloop van die lewe hardloop. Wanneer 'n mens gaan staan om te rus, wanneer 'n mens eers 'n bietjie jou ywer bære omdat jy voel, ag, ek het nou genoeg gedoen vir die kerk en vir die Here. Dit is wanneer mens begin moeg en moedeloos word en uitsak. Want dit is natuurlik minder inspannend om op die kant te staan en te kyk, as om te hardloop en deel te neem aan die wedloop. En as jy eers van die baan afgestap het, sukkel mense om jouself weer so ver te kry om weer te begin. En dan laastens, is daar dan nog een vereiste, fokus. Ons moet konsentreer. Bly gefokus op die Here Jesus Christus. Wie onthou nog die onderwyser langs die baan wat sê, moenie rondkyk as jy hardloop nie. Kyk na die wenpaal. Fokus op die eindstryd. En dit sê die skrywer hier ook vir ons. Die oë gefestig op Jesus, die begin en volëinder van die geloof. Die Here Jesus as te ware die wenpaal. Kyk na hom. Moenie rondkyk nie. As 'n mens bestuur en in die pad kyk, is die kans skraal dat jy 'n ongeluk sal maak. En jy sal waarskynlik jou bestemming bereik. Maar as jy begin rondkyk, ry jy maklik van die pad af. En dit is dikwels ook ons probleem. Ons begin rondkyk en dan sien ons die versoekings van die sonde raak en val vas in die sonde. Of ons sien hoe ander mense moeg raak en tou opgooi, dan hou ons ook sommer op om te probeer. Die Bybel sê, ons moenie rondkyk nie. Kyk voor jou op die baan, kyk na Jesus. Want Jesus is nie net die wenpaal nie, maar ook ons inspirasie. Hy is immers die een by uitnemendheid wat die wedloop met volharding gehardloop het en tot die einde toe volgehou het. Ongelukkig is dit nie so duidelik in ons vertaling nie, maar dieselfde woord in die Grieks vir volharding, waartoe ons in vers 1 opgeroep word gebruik in vers 2 en 3 vir die manier waarop Christus die pad voor ons uitgeloop het. Hy het die kruis verduur in vers 2 en die vyandige optrede van die sondaars verdra, vers 3. So ons sien in hierdie gedeelte dat Jesus se hele bestaan was eintlik uitgemaak deur volharding.
In Romeine 15 se eerste paar verse skryf Paulus pragtig hieroor en hy noem God daar die bron van alle standvastigheid, die bron van volharding en bemoediging. En in 2 Tessalonisense 3 vers 5 sê hy, mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Daarom sê die woord, ons is nie alleen op die baan nie. Die Here is ook op die baan. Hy het dit al voor ons gehardloop en hardloop elke dag saam met ons om ons aan te spoor en te versterk, sodat ons die wedloop kan voltooi. Moenie rondkyk en moedeloos word, en vriende, kyk na Jesus. Dan sal julle nie geestelik moeg word en uitsak nie. 'n Mens sy eie ingesteldheid het 'n baie groot invloed op jou prestasie. As 'n mens vooraf besluit, hierdie is darem maar moeilik en is erg, dan gaan dit so wees. Ek kry die idee dat baie van ons, myself ingesluit, die stryd verloor lank voordat ons begin. Ons is so hard aan die sukkel met ons eie geestelike stryd en so besig dikwels om onsself te bejammer, dat ons baie naby aan moed verloor is. Pleks van om op te kyk, dan sal ons sien dat die wenpaal net hiervoor is. Maar verder nog, baie van ons is dikwels so hard besig om te stry dat ons nie eens agterkom dat die Here by ons is om ons te help nie. Die Here wil nie net dat ons elkeen sal alleen aansukkel nie. Hy wil ons help en krag en moed gee. As ons net bereid is om op te kyk en dit te aanvaar. So kom ons fokus op die eindstreep, Jesus Christus, en hardloop die wedloop van die lewe saam met hom. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here ons God en Vader, dankie vir u heilige woord wat vandag met krag tot ons gespreek het. Dankie vir die herinnering dat ons deel is van 'n geloofsgemeenskap, 'n wedloop van hardlopers wat ons oë gefestig hou op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Here, u ken elkeen van ons, u weet waar ons moeg is, waar ons swaar kry en waar ons geloof soms wankel, maar u is getrou. U lei ons nie om ons te breek nie, maar om ons te vorm na die beeld van u Seun. Daarom vra ons nou, Here, aan die einde van hierdie diens, dat u ons sal toerus vir die week wat voorlê. Seën ons met wysheid in ons besluite, met vrede in ons harte en met liefde in ons verhoudings. Gee aan ons krag as ons moeg word, moed as ons struikel en vasberadenheid om die wedloop te bly hardloop met volharding. Laat ons elke dag leef met ons fokus op Jesus, getrou, gehoorsaam en afhanklik van u genade. Mag ons in ons werk, in ons huise en ons gemeenskappe ligdraers wees vir u koninkryk. Bewaar ons teen versoeking, vul ons met die krag van die Heilige Gees en gee aan ons daardie innerlike vreugde wat net van u afkom. Ons verlaat nou hierdie plek, maar nooit u teenwoordigheid nie, Here. Gaan saam met ons, Here, en lei ons deur die woord en die Gees. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen, ons Here en Verlosser. Amen.